Geliefdes, die Here sê vir ons in sy woord, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. Genade en vrede vir u van ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons bid eers vanmôre saam, voor ons in die prediking ingaan. Vader, ons kom vandag weer voor u met geboë hoofde. Help ons om vandag u woord te hoor. Spreek tot ons harte en verander ons denke en ons uitkyk op u lewe. Geef vir ons geopende ore, sodat ons die stem kan hoor in ons eie lewens. Maak dit nou stil rondom ons, sodat ons die woord kan inneem. Werk deur die Gees in ons, sodat ons verby die mens kan kyk wat die boodskap bring, en u kan raak sien. Amen. Geliefdes, ons tema vanmôre is niks maak sin nie. En dalk voel jy soos ek die afgelope tyd, dat niks sin maak nie. 'n Mens probeer vir jouself goed uitpleis. Elke dag se nuwe reëls en regulasies. Jy probeer onderskei tussen waarheid en fopnuus. Wat is nou reg? Wat is verkeerd? Daar is mense wat sê hierdie hele pandemie is vals, dit bestaan nie. Dis net een groot politieke spel. Maar dis nie vandag my plek om op laasgenoemde in te gaan nie. Elkeen van u het sekerlik die eie reg om te glo wat u graag wil ten opsigte daarvan. Maar tog probeer 'n mens vir jouself sin maak, midde in hierdie chaos waarin ons osself tans bevind. Ek het myself gekry dat die woorde van Johannes 14 vers 6 die afgelope tyd in my gedagtes bly maal. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En hoe meer ek hierdie gedeelte gelees het, hoe meer het dit vir my begin sin maak. Hoe meer ek worstel met die sin van die lewe en al hierdie negativiteit rondom ons, hoe sterker het hierdie woorde na vore gekom. Weg, waarheid, lewe. Ons sal net nou die gedeelte saam lees, sodat ons dit ook in konteks kan sien. En ons fokus is vandag om by die waarheid uit te kom. Binne hierdie storm waar niks vir my sin maak nie. Waaraan hou ek vas? Wat glo ek? Wie glo ek? En wat moet ek doen? Nou ek kan maar vanmôre vir u bely, ek was ook maar baie skepties oor hierdie hele pandemie storie.
Maar vandag is corona COVID-19, voel dit eintlik vir my soos 'n vloekwoord. En ek wil dit nie eers meer hoor nie, want dis al waaroor mense praat. Dis al wat jy hoor die hele tyd. Dit maak mens bang en dit maak mens angstig. Dit maak dat mens soms ooreageer. Dit steel mense geluk, dit steel werksgeleenthede. Dit hou my weg van my vriende en familie af. En dit hou my weg van my kerk af. En al wat ons heeldag hoor is hierdie slegte goed, negatiewe goed, stygende syfers, sterftes, geen oplossings nie, geen medikasie nie. Hierdie virus is slimmer as die slimste wetenskaplikes in die wêreld, of so voel dit vir 'n mens. Waar is die goeie nuus? Waar is die positiewe en die opbouende goed? Die goed wat ons moraal weer so bietjie kan lig. Is hierdie virus regtig waar? Of is dit iets wat opgemaak is om die mens te beheer? En binne hierdie worsteltyd, om alles sin te laat kry en net vir myself uit te pleis, en daardie selfde week kry ek 2 boodskappe van 2 gesinne. Dominee, ons is positief getoets vir COVID-19. Later het nog gesinne aangemeld en gesê, ons is ook positief vir die status. En ek glo, in die nabye toekoms gaan ons van nog gesinne hoor. En saam met die skok en al die vrae, waar het julle dit gekry, kom hierdie ontkenning van nee man, dit kan mos nie wees nie. Word mense regtig so siek? Of is dit nie maar net so erge griep soos party mense kwytraak en sê dit is nie? Ek het 2 van die lede van onderskeie gesinne gevra om hulle ervaring met ons te deel vanoggend. Gerard Ronge en sy vrou Petro is albei positief getoets. En hier is hulle storie wat Gerard vertel. Hallo julle, my naam is Gerard en ek is getroud met Petro. Petro sou seker self die storie aan julle wou vertel, maar haar stembande is nog steeds aangetast. Ons werk tans by Abraham Kriel. Ons het 'n pragtige huis hier in Ramburg, wat ons deel met 7 meisiekinders. Dit is vir ons 'n groot voorreg en 'n uitdaging om hier te wees. Petro het op die 3de Julie nie lekker gevoel nie en simptome van griep gewys. En op die 5de het ons haar gelaat vat om te gaan toets. En die 6de was ons geskok toe ons hoor dat sy positief was vir COVID-19. Ons is al reeds afgesonder eenkant gehou op medikasie. En my dogter Zelda het ons huisdokter in Kempton Park, Dr. Stein, genader om vir ons 'n breë voorskrif voor te skryf, wat dan vir al hierdie hele proses sou help. En ons het dit ontvang en dit gebruik. Waar die virus vandaan kom, weet ons nie. Petro beweeg baie rond, van punt A na punt B. En alhoewel ons maskers dra en afstande hou, en 'n hoë protokol handhaaf, het sy hom nog steeds gekry. Met die afsondering, tyd van afsondering op medikasie, 3 dae later het dit baie ernstig begin raak, want Petro het al hoe meer agteruit gegaan. Al hoe sieker geword. Haar spierpyne, stywe spiere, hoes, koue koors en dan weer 'n koors so hoog soos 39.7 met tye, dronk, naar, mislik, en dan het sy begin asemhalingsprobleme ontwikkel. Sy begin angsbevange word. Want die aand het aangebreek en ons is afgesonder en ons sit hier alleen. En ons het besef dat hier groot probleme is. Ons het deur 'n enkele gebed begin gevra vir hulp. Want jy kan ons sê, dood het letterlik langs die bed gestaan. En die volgende dag het Abraham Kriel ons genader, vanuit al hulle hoeke uit.
familie, vriende, mense wat ons nie eens geken het nie, met gebede wat ingestroom het, ongelooflik. En daar was 'n positiewe verandering aan Petrus se toestand. Sy het met tye begin beter lyk, tye begin beter reageer, en dan val ons maar weer terug waar ons was, en so die proses aangegaan, en sy het elke dag net beter en beter begin lyk. Sy het nou al so ver herstel, dat jy kan maar sê, sy is 80% haar ou Pedro. En ons glo dat sy binnekort, binne die volgende paar dae, heeltemal gaan herstel, sodat ons werk kan voortgaan en aangaan. Wat ek eintlik wil sê is, ons kan nie genoeg versigtig wees vir hierdie virus nie. Dat hierdie COVID-19 virus 'n baie gevaarlike ding is. En 'n mens jy besef nie hoe maklik kry jy die ding, en hoe ernstig hy kan wees nie. Mense, ek staan nog steeds op my knieë, en ek sê dankie, deur God se genade wat ons gehelp het. God sien julle almal, en ek sê dankie vir die tyd. Totsiens. Zelia Groblaar vertel ook van hulle ervaring as gesin. Luister saam met my. Goeienaand, ek is Zelia Groblaar en ek het positief getoets vir die COVID-19. Ons het dit gekry by een van die familielede, wat dit by 'n ander familielid gekry het, wat nie geweet het hy is positief tot nadat hulle in aanraking was met die persoon nie. Ons is 'n gesin van 6 en 5 van ons gesin het positief getoets. Ons is almal redelik siek gewees. Party van ons was vinniger gesond. Ons meeste van almal van ons is nou amper gesond. Ek is nou op dag 13 wat ek nog steeds siek is. Ek was 2 keer terug dokter toe. Dokter monitor my baie goed. My eerste simptome was verskriklike hoofpyn, lyfseer, naarheid. My reuksintuig het eers later verlore gegaan en my smaak, en ek het ook verskriklike my lyf was net verskriklik seer, en ek het eers by die 3de dag koors gekry, en toe het ek begin hoes. My suurstofvlak het geval van 78, tussen 78 en 95. Dit word nog steeds gemonitor, en met tye gaan ek op suurstof as my vlakke te laag daal. Ons was geskok geweest toe ons uitvind ons is positief getoets, want mens verwag nie dit kan met jou gebeur nie. Alhoewel ons al die nodige maatreëls gedoen het om te doen wat reg is, ons het maskers gedra, hande gewas, maar dit vat net een persoon om in kontak te kom, en jy besmet baie mense. Ons het verskriklike baie ondersteuning van almal ons familie en vriende gekry. Die kerk, ons mediese fonds het hulle kontak my baie, en hulle monitor my suurstofvlakke. Ons huisdokter het ons gekontak, hy bly nog steeds in kontak met ons, en ons geloof. Ons glo en ons weet, ons gaan almal hier deurkom, en ons is baie dankbaar dat ons weet ons God hou sy hand van beskerming oor ons. Maar die pad na herstel is lank en is nie lekker nie. Party mense weet nie, hulle het dit nie, ander mense vat dit baie erger. Dit is vandag my 13de dag wat ek nog steeds siek is, en ek voel al beter, maar mense, hierdie virus is daar buite. Hy bestaan, hy is daar. Al ken jy nie iemand wat dit het nie, en al dink jy gaan vinnig herstel. Dit is nie altyd die geval nie. Ek is fiks, ek is 'n hardloper, ek was gesond, en dit vat my nou al 2 weke om gesond te word. Vir ander mense is dit vinnig, vir ander nie so vinnig nie. Moenie daai kans vat nie. Pas jouself op, en pas die mense om jou op. Dis baie, baie belangrik. My raad is, volg die reëls, en hou by dit. Baie dankie. Ja, hierdie virus bestaan regtig.
En ja, dit maak mense siek, baie siek. Dit is die waarheid. Dit maak nie saak of dit 'n politieke spel of 'n opgemaakte saak is nie. Dit is daar en mense kry dit. Ons mense kry dit. Ons word siek. Ons het tot almal wat ons op Here ken, wat so per die pad gestap het ons die wonderlike nuus gekry dat daar herstel is en ons dank die Here daarvoor. En op hierdie punt wil ek vanmôre vir u saam lees uit Johannes 14 vers 1 tot 7. Lees dit saam. Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af, ken julle hom en sien julle hom. Ons lees net tot sover vanmôre, geseënd is elkeen wat uit die woord van die Here lees en dit hoor en ter harte neem. Onmiddellik as mens hierdie hoofstuk begin lees, kom daar vir ons 3 opdragte. Eerstens, julle moenie ontsteld wees nie. Tweedens, glo in God. En nommer 3, glo ook in my. En dit is so moeilik in hierdie tyd waarin ons leef. Ons ontstel ons oor alles. Die kleinste geringste dingetjie of opmerking of aanmerking of nuus maak sommer jou dag totaal en al grys of draai dit op sy kop. En dan kom Johannes en hy haal hierdie woorde van Jesus aan, julle moenie ontsteld wees nie. En natuurlik vanuit die konteks van hierdie gebeure waaroor Johannes skryf, spreek Jesus sy disippels aan, net die aand voor die kruisiging. Hulle het nog nie eintlik 'n idee waaroor alles gaan nie. Hulle besef nog nie die volgende dag is Jesus weg nie. Maar hy berei hulle voor. Nee, eintlik vermaan hy hulle deur vir hulle te sê, julle moet nou nie ontsteld wees nie. Ja, wanneer niks vir julle sin maak nie en julle verward voel en dalk nie weet wat volgende nie. Glo in God en glo ook in my. En as Jesus van sy afskeid begin praat, sy weggaan, dan is sy disippels so hartseer, eintlik bitter hartseer. Juist omdat hulle niks verstaan nie, want waarheen gaan Jesus? En wat gaan hy voorberei? Wat gaan hy doen? En juist daarom vra Thomas die vraag en hy sê, maar Here, ons weet nie waarheen hy gaan nie. Hoe kan hy dan sê, ons ken die weg daarheen? En dan stel Jesus dit baie duidelik. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die enigste pad na die Vader toe. Hy is nie een van baie paaie wat ons kan kies nie. Hy is die enigste pad. Johannes begin sy evangelie deur met ons te deel en te besin oor die wonderlike realiteit dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, vol genade en vol waarheid. Gaan lees maar weer Johannes 1 vers 14. En dalk is dit juist die ding wat ons in hierdie tyd so omvergooi, die waarheid. Want ons weet nie meer nie. Ons weet nie meer wie en wat om te glo nie, maar dan draai ons terug na God se woord en ons sien, die waarheid is iets wat in die lig ondersoek word, nooit in donkerte nie. En Jesus as die lig van hierdie wêreld kom verpersoonlik die waarheid. Diegene wat ander bedrieg, hulle moet eerder wegbly van die lig, sê hulle. Want hulle dade sal nie die noukeurige ondersoek deurstaan nie. Ons kan maar net na al hierdie chaos rondom ons kyk om dit raak te sien. Die waarheid beïnvloed ook die manier waarop ons dinge doen, of dinge wat 'n invloed op ons het, of ons dit waardeer of hoe ons daarop reageer. Dit alles speel 'n rol. Dit bepaal of ek verder oor 'n saak wil gaan galbraak en aanhou negatief wees oor goed waarvan ek min of geen kennis het nie, of dalk totaal en al oningelig is. Of dat ek eerder die ander kant sal vat en die positiewe sal vat en daarop sal fokus. En die vraag vra, hoe kan ek dit beter maak, in plaas van nog erger, nog kwaader, nog meer negativiteit saai? Eintlik moet ons nie eers aandag gee aan die leuns en die korrupsie en die bedrog van hierdie wêreld nie. Ons moet dit gewoon verwerp. Eintlik het dit nie plek in ons lewens nie. Elkeen van ons het die verantwoordelikheid om onsself nie daaraan skuldig te maak nie.
Paulus sê in Efesiërs 5 vers 11, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Hierdie dinge sal nooit die toets van die waarheid deurstaan nie. So ons moenie mislei word nie. Maar ons weet ook, ons leef nie in 'n perfekte wêreld nie. Die sondige natuur neem ons soms oor. Ons mag dalk soms mislei word, maar as ons vashou aan die waarheid, ons hou vas aan die woord, dan sal dit op die einde oorwin. Toe Jesus voor Pilatus verskyn het, het Jesus vir hom gesê, elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Gaan lees dit op, Johannes 18 vers 37. En Jesus het ook die Jode beloof, wat aan hom glo, as julle my woorde glo en getrou bly daarin, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Johannes 8 vers 31. Die wêreld moet weer deur die waarheid vrygemaak word. Jesus verpersoonlik is en is inderdaad die bron van alles wat liefde is en wat goed is, wat edel en eerlik en rein is in hierdie wêreld. Hy is die sleutel tot die ewige lewe vir almal wat in hom glo. Behalwe deur hom is daar geen ander weg tot God nie. Laat ons altyd herinner word om ons oog te vestig op Jesus, die begin en die volëinder van geloof. Kyk maar Hebreërs 12. En deur dit te doen, dat ons sal fokus elke dag op die Here wat edel is en wat reg is en wat mooi is en wat prysenswaardig is. Onthou hierdie vraag wat ons in die begin gevra het, ons onsekerheid, waaraan hou ek vas, wat glo ek, wie glo ek, wat moet ek doen? As ek die woorde van Johannes reg verstaan, en Jesus sê vir ons, ons moenie ontsteld wees nie, dan is dit iets om aan vas te hou. Dat Jesus my kalm en rustig sal maak, terwyl hy ook vir my en vir jou 'n plek voorberei. Wat glo ek? Jesus se opdrag, natuurlik, glo in God, die almagtige skepper van die heelal, die een wat groter is as al hierdie chaos van die wêreld, en wat uit niks 'n wonderbaarlike skepping geskep het. Wie glo ek? Weereens antwoord Jesus ons en sê, glo in my, want niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, want ek is die weg en die waarheid en die lewe. So wat moet ek nou doen? Ek moet Jesus se pad stap. Hy is die weg. Ek moet sorg dat ek die waarheid praat, die waarheid leef, die waarheid deel. En ons moet so versigtig wees, dat ons nie heeltyd mense se guns wil wen, en naderhand saam praat en saam leef in die leë nie. Ons geloof sal dan naderhand wegkwyn. Maar, as ons nader aan die Here beweeg ons nader aan die waarheid. Jesus wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, daarom berei hy vir ons die ewige lewe voor. Want Jesus is die lewe. Hy is ons verlosser, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook van onsself. Hy bring weer lig waar daar donker is, waar jy dalk mag donker te voel in jou eie lewe. Daarom is hy daar om na ons te luister, ons te genees en in ons behoeftes te voorsien. In 'n tyd waar min dinge sin maak, kom ons hou hom vas aan hom wat ewig is. Hy wat vir ons die pad wys. Hy wat die waarheid, die weg en die lewe is. Amen. Kom ons bid saam. Here, midde in ons ontsteltenis, in 'n wêreld waar niks vir ons sin maak nie, kom kniel ons vandag voor U, Here. Here, wys vir ons die weg en die waarheid en die lewe. Ons wy vandag ons hart en siel en lewens aan U, en ons pleit vir U beskerming, ons pleit vir uitkoms, en ons soek weer ons vryheid, Here, om vrylik te kan asemhaal sonder vrees. Ons bid vandag vir elkeen wat deur hierdie gevreesde virus besmet is. Ons bid vir elkeen se worstelstryd. Ons bid vir volkome genesing. Maak dit rustig in ons gemoed, sodat ons hierdie onsigbare vyand kan beveg deur U genade. Here, ons dink ook vandag aan die wat eensaam is, aan die wat rou en wat met ander siektes worstel. Ook aan hulle wat in nood verkeer of bekommerd is. Ons vra ook, Here, wees ons sondaars genadig. Ons praat en ons oordeel so maklik. Vergewe ons tog. Help ons om aan onsself te sterf. Here, ons dors na U. U is ons rots en ons vesting. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here is voor jou, met sy hand wil hy jou veilig lei. Die Here is langs jou en hy wil jou beskerm. Die Here is om jou en hy wil jou graag seën met al sy goedheid en guns. Amen.